Goeiemôre julle. Okay, gisteraand se podcast was so klein bietjie rof. Vir die van julle wat geluister het. Ja, ons was veronderstel om live te gaan 7uur. En toe kry ons 'n wonderlike notification van Eskom om te sê ons het load shedding van 6uur tot 09:30. So natuurlik moet 'n mens dan maar 6uur jou vuur aansteek of hoe. So dis wat ons gedoen het. Toe kom broer Giepie aan, bring vir my 'n bottel wyn wat hy vir my gekoop het vir my verjaarsdag. Mind you, ek het al die 13 Oktober verjaar, maar ons sien hom nie meer so baie nie, so en hy vergeet. So, maar toe het ek al 'n glas wyn, maar toe moet ons obviously die nuwe wyn ook proe. Ek meen dit sal net onbeskop wees en dit was verskriklik lekker. En wyn is nie iets wat 'n mens moet drink agter die lekker daar nie. Maar ja, so ons het op gepodcast en ja, jammer vir daai ene. Dit was bietjie die mekaar want ek het gewoonlik as ek die live podcast doen, dan jy druk start, dan wys hy vir jou okay, maar jy is nou op die lug en die timer begin loop. Maar dit wys ook vir jou hoe goed jou internet is en ons het net sopas van load shedding afgekom. So die internet het gewys poor hier onder regs. So ons het maar die kans gevat. So ons gesels. Dit het vir my gelyk asof ek 4 minute al live was en jy verstaan die klok het nie geloop nie. Maar dan refresh die bladsy en dan stap die klok aan, dan wys dit okay, ek sal 2 minute op die lug. Dan refresh en dan wys ek okay, ek sal 4 minute op die lug. Maar dis asof ek gepraat het en dit nie gerekord nie. Maar toe ek het nou die live recording oplaai op die stelsel, toe sien ek maar dit was net so 'n paar sekondes wat daar dooi lig was en toe skop dit in. So dit het seker maar dit self uitgesorteer op 'n of ander manier. Maar toe luister ek om te om actually te luister wat ons gisterand gedoen het. Ek kan nie reg onthou wat se nonsens ons als gepraat het nie. Maar ja, jammer ek skree so. Dis nie great nie. Ja, ek dink dis beter as ek die podcast op my eie doen. As daar ander mense saam met my is, dan is dit 'n kompetisie vir my om te gesels en dan skree ek boor hulle. Veral as ek wyn gedrink het apparently. Ek moenie wyn drink en podcast doen nie. Dit is nie 'n goeie kombinasie nie. It's not a good look. It's not a good look. Maar so ja, so ek het weer geluister nou gisteraand se podcast en ja, ek luister nog so ewe skielik is die klank net weg. Daar's hier by 6 minute 50 sekondes gaan die klank dood en dan kom dit eers na minuut 8 kom die klank weer by. So ek sê julle gaan dit kwaadlik neem as julle gat vol raak. Want dit is soos 'n uur lank podcast ons doen dit. So as jy gat vol raak vir die dead air en julle luister dit nie klaar nie. Ek en Herman stry basically maar net oor movies en goed. Ek sien dit het ons een argument wat ons gehad het oor wat was dit? Ons het gestry oor een of ander movie goed. Maar ek sien die internet was ons genadig en hy het meeste van dit uitgesny. Ek het gesê ek hou van Judge Dredd. Dis my goeie movie. Maar ek het die mekaar geraak met Judge Dredd en Demolition Man. Ja. Want ek het in my kop Sylvester Stallone en Sandra Bullock. En vir my was dit Judge Dredd, maar obviously was dit nou nie. Maar ek het 'n bietjie die mekaar geraak. Nou is Herman soos ek is soos 'n politician, want ek jok vir die mense. Ek is soos maar vir 'n honest mistake. Ek het regtig maar net 'n foutjie gemaak. Maar ja, ons raak passievol oor ons movies. Ek weet ook ons het vir julle weer vertel van ons Jason Escapades. Soos Herman gesê het, ons het movie nommer 6 gekyk nou al. Ons volgende een, ons sal seker vandag, ek weet die krag gaan weer 10uur of iets, gaan die krag weer af. En ja, hoekom is ek so vroeg wakker? Want die doos op die bike wat heeltyd hier op en af in die strate jaag, het soos 6:20 vanoggend begin jaag op en af in die strate. Ek soos, het jy nie 'n freaking lewe nie? Soos, loop jaag, hier is so baie vlak, nê? Dis die Noord-Kaap. Wie baie grondpaaie is hier waar jy kan bike ry? Nee, hy moet in Frikkie Meyer op en af etter om my te irriteer. Ek raak onchristelijk as hy
Dis my so irriteer, maar anyway. Ek het nou eers, ja, toe staan ek nou maar op, want toe is ek nou wakker. So ek het eers 'n lekker lang bad gevat, my gesig 7 keer gewas, want natuurlik het ek gisteraand uitgepaas in die bed, met al my make-up op my gesig. Ja, baie classy, ek weet. Maar so ek het nou eers 'n lekker lang bad gevat, my gesig geskrob, exfoliator gesit, ek het nou 'n body masker op my gesig, so ek's heel geel, ek lyk soos 'n, wat is daai liewe heksie mannetjies? Ek soos 'n gifappeltjie, ek lyk soos 'n gifappeltjie. Maar ja, ek sit nou hier met my gesigmasker op, gelukkig is daar nie video nie, nê. What a sight. So ek gaan nou 'n bietjie dit doen, en dan my gesig afspoel, my masker afspoel, en dan 7 verskillende soorte olies en rome op my gesig sit, dat ek myself kan moisturize. Ja, dis lekker. Jy moet jouself so nou en dan bietjie treat, nê? Ek weet mense doen dit nie altyd nie, maar veral jou vel. Mense soos hulle onderskat hoe belangrik jou vel is. En dit klink nou seker soos 'n plaat wat vashak, maar jesou, jy het net een vel. En ja, jou vel hernie homself elke nou en dan. Maar weet jy hoe baie skade gee die son jou vel? Die son se UV-rays gaan so diep in jou vel in. Jou vel kan homself letterlik nie herstel nie. Daai skade is te diep. Verstaan, so jy moet alles doen wat jy kan van binne en van buite af. So van binne af, drink water, mense. Water, 2 na 3 liter water per dag. Ja, dis dalk baie. In die winter weet ek sukkel ek verskriklik, maar as jy soos tee drink, nou nie koffie nie, koffie het kafeïne in. Kafeïne is ook nie goed vir jou vel nie. So as jy tee drink soos rooibos tee of enige krye tee wat nou nie kafeïne in het nie, in die winter help dit met jou waterinname. As jy nie kan water drink in die winter nie, ek weet ek sukkel ook daarmee. Is te koud, val jy 'n keer toe, dis moeirkoud. Maar in die somer is dit baie makliker. Ek het hierdie Bon Aqua botteltjie van my, hy is 750 ml. So as ek 4 van hulle uitgedrink het vir die dag, ek is nie so baie nie, dan het ek my 3 liter water in. En partykeer as dit warmer is en jy gym, dan drink jy nog meer water, nê? Dis nog beter. So, en wat jy nog kan doen ook, jy's 'n hot tip Saturday vir my hierso. Ek het dit nie op die oomblik nie, maar as jy collagen in die hande kan kry. Ek weet op Faithful to Nature, ek sal vir julle 'n link sit, nê, van Faithful to Nature. Dan kan jy daar, hulle het so 'n brand, Harvest Table, dink ek is die brand se naam. Hulle verkoop sulke glaspotte vol collagen. Hulle het poeier en hulle het granules. Ek dink nie daar's 'n verskil nie. Ek vat altyd die poeier, dan meng ek dit somme, so dit proe nie regtig na ietsie. So jy kan dit meng soos in 'n smoothie, of ek gooi dit sommer soos 'n lepel in 'n glas melk, dan drink ek dit. Want jy kan dit in jou koffie en daai goed gooi, maar hulle sê sodra dit daai kollageen warm raak, dit moet body temperature wees. Maar hulle sê sodra dit warm raak, verander dit basically maar in gelatine. En dan het dit nie daai selfde benefits wat dit moet hê nie. So as jy collagen drink, moet dit nie in jou koffie gooi nie. Gooi dit in sap of in 'n glas water. Okay, ek sal die water aanbeveel nie, want dit maak bietjie klontjies, bietjie gross. So ek sal dit, of ek dink 'n smoothie is die beste. As jy dit in 'n smoothie sit of in melk, maar maak dit fyn met 'n handblitzer tipe thingie. Wat noem mense dit? 'n Food mixer thingamajig. Maak dit net fyn, maar drink dit. Dis goed vir jou vel. Jy kan soos ek verbeel my seker, dis seker mind over matter, maar ek sien soos binne 'n paar dae kan jy sien dit maak jou vel beter. Dit vat al die fyn plooitjies weg. En is baie goed vir jou joints, soos jy ouer raak, want jou liggaam produseer collagen op sy eie, nê? Maar hoe ouer jy raak, hoe minder collagen maak jou liggaam. So jy moet later supplements begin vat, want dit is goed vir jou joints, vir jou kraakbene, vir al daai lymerige goed. Verstaan, dit is dit help en dit verhoed dat jy soos osteoporose en daai goed kry.
So as jy een supplement in jou lewe moet vat, sal ek aanbeveel koop vir jou 'n bietjie collagen. Ja, dis duur, maar dit is vir jou gesondheid. So koop dit net. Dis beter as drank, beter as te veel kos. So maar ja, doen dit. Collagen, water en was jou gesig, moenie soos ek nou gisterand, ek doen dit nooit nie, maar ek was baie moeg gisterand. Soos moenie met jou make-up aanslaap nie. Jy verstaan, maak jou gesig skoon, soggens en saans. Soggens as jy opgestaan het, maak jou gesig skoon. Jy hoef dit nie noodwendig te was weer nie, maar vat soos van daai micellar water en vee net jou gesig 2 keer af met dit en smeer vir jou lekker baie room. Verstaan, want jy kan voel jou vel is nou, hy het nou genoeg room. As jy room aangesmeer het in jou vel is nie glad van die room nie. Verstaan, smeer nog 'n laag room. Partykeer as jou vel te droog, het kort meer room, dan is een bietjie room se of een aansmeer is nie genoeg nie. Ek weet in die winter hier moet ek ten minste 3 keer room aansmeer op my gesig voor ek voel okay, maar ek het nou genoeg. Ek het nou genoeg room gesmeer. So ja, ek sal sê smeer ten minste soos 2 lae room. En natuurlik, as jy uitgaan in die son, sunscreen. Mense, jy kry deesdae baie goeie sunscreen wat werk saam met jou make-up. So jy het nie verskoning nie. So ek gaan nooit regtig buitentoe. Ek is nooit regtig vir lank in die son nie. En so ek gebruik nie regtig sunscreen nie, maar ek doen as ek weet ek gaan nou in die son wees. Maar dit moet eintlik maar net deel wees van jou hele roetine. As jy nuut is met so skincare en jy weet nie regtig wat jy doen nie, op my webwerf het ek daar 'n artikel geskryf, 'n blogpost van die 10-step Korean skincare process. So jy hoef nie al 10 stappe te doen nie, maar ek meen hoe meer jy van daai stappe kan doen, hoe beter. Die heel belangrikste natuurlik is om jou gesig skoon te maak en om dit te moisturize. Jy verstaan, die anders is nice to have. Jy verstaan, so serums en maskers en sulke goed is nice to have, maar om jou gesig skoon te maak en om jou gesig te moisturize is die heel belangrikste. Ja, as jy 'n masker het, great. As jy aloe gel het wat jy kan aansit, nog beter. Jy kan dit doen in plaas van 'n masker. Ek sit aloe gel sommer aan saans voor ek nadat ek my gesig skoon gemaak het en voordat ek my nagroom aansit, dan sit jy 'n bietjie aloe gel aan. Ja, jy kan as jy aloe gel kort, ek het baie goeie aloe gel wat ek ook verkoop op my webwerf. Jy kan maar net gaan kyk. So ja, dis dit. So ek sit nou hier met my masker op. Ek gaan nou hierna hy te lank praat hier, is maar net ek wil net vir julle vra, jammer dat ons gister soos demone te keer gegaan het en dat die podcast, die kwaliteit was nie baie goed hier. Ons het 'n bietjie uitgegaan. Ja, daar was 'n bietjie stilte, soos dooie lug, dead air, soos hulle praat op radio. So ek wil maar net vir julle gesê dit is nou maar hoe dit was. Ons het 'n bietjie gesukkel met die internets, maar dit sal hopelik gefiks raak. En ja, dan kyk ons weer wanneer maak ons 'n volgende podcast. Ek dink ons sal nog gereeld podcast maak of ek altans. Ek het begine werk, actually, ek wag. My laptop moes al donderdag afgelewer gewees het. Toe gisteroggend toe bel ek hulle. Nog nie afgelewer nie. Hulle sê dis out for delivery. Ek het gisteraand die supposed delivery guy gebel. Antwoord nie sy foon nie. Ek los 'n voicemail. Ek bel hom net na 5, bel ek hom weer. Antwoord nie sy foon nie. Stuur 'n WhatsApp. Lees dit, maar reply nie. Maar nog steeds is my laptop nie afgelewer nie. So ja, RMX, wat die hel doen julle? Soos lewer net mense se pakkies af, for real. Ek haat courier companies wat nie hulle werk kan doen nie. Soos, hoe moeilik is dit? Laai die ding op, laai die ding af. Dis nie rocket science nie. Veral as jy goed in Kato aflewer nie. Hier's nie baie mense wat goed bestel nie. Ek dink nie. Maar ja, so dit is, ek weet nie wat ek vir die res van die dag gaan doen nie. Ek moet gaan ontbyt eet, ek is baie honger. Ek het legit roosterkoeke gemaak gisterand. Ek wou 'n broodjie gebak het in die broodmasjien, maar want die broodmasjien, dis baie gerieflik om dit te doen. Jy moer letterlik als in, jy druk die startknop en dan gaan jy. Maar dit vat 3,5 ure vir die broodmasjien om die brood te bak. So toe ek nou sien, okay, maar hier gaan
O ja, my skerm is nou dood gegaan. Wat die hel gaan nie aan? Weird. Okay, ek dink my screensaver het aangegaan. Hier is ek nou geskrik. Ek gedink die krag sal af, maar nou is nog eers 8:00. Waar was ek? O, die broodmasjien. Soos jy gooi alles in en jy druk die knoppie, maar toe sien ek daar is nou nie genoeg tyd om nou 'n hele brood te maak nie. So kom ek maak nou maar net deeg aan, dan maak ons roosterkoeke. Sit later die masjien aan want die deeg vat 'n uur en 50 minute. Maar ek het seker nou nie my somme reg gemaak of die masjien het langer gevat. Maar toe gaan die krag af toe die masjien nog 20 minute oor. Maar ek meen dis die deeg klaar gemeng en moes basically nog net gerys het. Maar toe los ek nou maar die deeg in die broodmasjien want daar's mos nog 'n bietjie hitte. Toe ons nou reg raak vir brood bak. Toe het daai deeg al daai hele houer wat hy in is vol gerys. So het dit definitief goed gerys. Toe het ek hulle gou vinnig uitgerol en bolletjies gemaak en toe los so klein bietjie gerys. Hulle moes seker eintlik nog 'n bietjie langer gerys het. Ons timing was nie so great nie. Maar toe braai Herman vir ons dit baie lekker. Toe het ek vir ons 'n bietjie batterou uitgehaal. Ons eet nie baie brood regtig met botter op nie. So as ons die dag dit eet dan eet ons ordentlike batterou ten minste. So jy eet wil jy lekker eet, nê? So maar toe het ek sommer nog van daai wat s'hy rooi koe konfyt wat ek lank terug gekom het, daai goed kom ons niks oor nie. Nog in die yskas toe ek van dit vir ons uitgehaal. Dit is moer lekker geëet. Wel, julle het gehoor hoe lekker eet ek. Ek het nog geëet terwyl die podcast al begin het. Maar ja, ons sal ons volgende podcast definitief bietjie beter beplan as ons kan, want load shedding nonsens. Maar ja, laat ek my gesig gaan skoonmaak. Ek het nog so 'n bolling was goed was. Ek sien Herman is al vroeg hier uit want hy het loop red run doen. Ek sien hy op Strava het sy notification deurgekom. Ja, maar het vinnig al. Ek gedog dit is soos 'n treasure hunting ding, maar hulle doen dit seker nog na die tyd. Maar hy het vinnig gehol, jessie. Maar hy het net die 5 km gedoen en hy het 5 minute 34 sekondes per kilometer gehardloop. En okay, as jy weet hoe lyk Red Run, dit is nie 'n plat pad nie. Dit is nie teerpad nie. Dit is nie plat geskraapte grondpad nie. Jy hardloop in die veld en by bulte en shit op. So 5 minute 34 per kilometer vir 6.14 kilometer. Dit wil gedoen wees. Hy het gehol in soos 34 minute 11 sekondes. Die boyfriend raak nou heel vinnig. Ek my haat draf. Ek haat dit. Ek kan dit nie doen nie. Ek haat dit. Maar anyway. Hy doen nou baie goed met dit. So, well done, liefie. Maar okay, so hy is klaar gehol. So ek weet nie of hy al op pad terug is nie. Maar ons sal maar sien. Ek wil nog 'n bietjie goed was en ek gaan nou eers eet. Ek is honger. Eers my gesig was en al my rome aansmeer. Ek voel hierdie mud mask het nou al my toxins uit my gefriet uitgetrek. So dalk lyk ek beter as wat ek voel. Maar ja. Drink water mense, dit is die belangrikste boodskap, want ek weet ek's nie die enigste mens gister 'n bietjie te veel wyn gevat het nie, ek is seker as nog van julle. So drink julle water, gooi 'n bietjie suurlemoensap by as jy voel jy wil jou binnegoed ekstra skoon maak. Dit help. Maar ja, julle moet 'n lieflike Saterdag verder hê. Ek gaan probeer om produktief te wees en dan gaan ek ook ja, ons het tuin gemaak gister, maar hierdie voortuin kort baie aandag. Ek sien daar's klomp onkruid wat moet uittrek. So dalk werk ons bietjie van dit. Ek sal bietjie foto's post later. Maar toe, julle moet 'n lekker dag hê. Ek gaan nou eers myself gaan mooi maak vir my boyfriend voordat hy by die huis kom. Nou toe, fluit, my storie is uit.